Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters en Patmos Bediening en ek is Monty Elof. Nou ons is besig met 'n reeks oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees en vir die afgelope paar weke praat ons nou al daaroor. Nou omdat daar grootendeels 'n leemte in die kerk is en daar selfs baie verwarring bestaan met betrekking tot hierdie lering oor die spreuke in vreemde tale, is ek besig om hierdie vrae en antwoorde met u te behandel, om u te help om te verstaan wat die skriftuurlike oogpunt is van die woord van die Here, en nie net die opinie van mense nie. Ons sal die hele reeks uiteindelik op CD's beskikbaar hê, dan kan u sommer daarna luister in die motor, terwyl u op pad werk toe is, of terugkom van die werk af. Skakel gerus die nommer op die skerm, dan kan u dit direk bestel van ons af. Nou ons gaan verder met ons vrae en antwoorde, en ons beantwoord nou vraag 28. En vraag 28 sê, tot watter nut is die talespraak in my daaglikse verhouding met God? Met ander woorde, hoekom is dit nodig dat ek dan daagliks in tale sou bid of in tale sou spreek? Eerstens, wanneer jy in tale bid, dan bid jou gees. Onthou 'n mens is gees, siel en liggaam. En God werk op die gees van die mens en hy werk in die gees van die mens. Nou Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 vers 14 tot 15 en hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Dan sê hy, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Met ander woorde, ek kan met my gees bid, want die Heilige Gees woon in my gees, die mens is 'n gees, hy het 'n siel en hy woon in 'n liggaam, want 1 Tessalonisense 5:23 sê vir ons, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Jy sien, jou gees, jou siel en jou liggaam onberispelik bewaar word tot by die wederkoms van Christus. Nou wanneer jy in 'n taal bid, is jou verstand onvrugbaar. Nou daardie onvrugbaar beteken nou nie dat jou verstand heeltemal dormant is en niks doen nie. Al wat dit beteken het is, die taal kom vanuit jou gees en nie uit jou verstand uit nie. En u wat reeds gedoop is met die Heilige Gees spreek in tale, sal verstaan dat wanneer daai strome van lewende water uit jou binneste uitborrel, kan jou verstand onmoontlik nie bybly nie. Kan hy nie daardie klanke maak nie. Daarom, dit kom nie uit jou verstand uit nie, dit kom uit jou gees uit. Nou ons kan bid in die gees. Paulus leer ons in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Ek het nie tyd om daaroor te praat nie, by 'n vorige geleentheid het ek daaroor gepraat, dat daar 'n regte tyd is om in die gees te bid en daar 'n verkeerde tyd is om in die gees te bid. Ons het nie tyd om op dit in te gaan nie. Jy kan maar my boekie kry of die CD's en dan luister daarna. Maar ons kan in die gees bid. Dan skrywe Judas vir ons, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Judas 1:20. Ons moet ons self opbou in ons allerheiligste geloof, sê hy. Deur wat te doen? Deur in die gees te bid. As ek bid met my gees, dan bid ek in daardie taal wat die Here vir my gegee het, my gebedstaal. Dit is nie die gawe van die Heilige Gees van tale en uitleg van tale nie. Dit is daardie gebedstaal wat ek gebruik om God te verheerlik te alle tye. Nou 2 voordele om in die gees te bid is natuurlik, eerstens word Satan uitgesluit. Want u sien, hy verstaan niks wat jy sê nie. Hy kan nie inluister nie, en hy kan ook nie hoor wat jy sê nie, want 1 Korintiërs 14:2 sê vir ons is besig met God. En die tweede belangrike ding is dat die ou self, ek, word uitgesluit in hierdie gebed, want u sien, die Heilige Gees bid nie, ek, my, ons. Ek praat sommer altyd van me, my en I. Hy bid nie ek, my, ons nie, hy bid nie nou my gebed nie, luister mooi, hy is besig om te bid wat God se wil en God se plan is. Dan sê Paulus ook vir ons kan in die gees sing, so met ander woorde, ek kan met my verstand sing,
1 Korintiërs 14:15, hy sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. So met ander woorde, ek kan God dan ook met my gees loof en prys in sang, tale sang. Let op, as jy gaan kyk daar, sal jy sien dat die woordjie gees word met 'n klein letter gespel. So dit is die mens se gees wat besig is om te sing. God se gees is op my gees en ek verheerlik Jesus en ek verheerlik God deur my gees en die Heilige Gees werk in op my gees en so sing ek dan in 'n taal om God te verheerlik en die naam van Jesus groot te maak. Nou, Paulus gaan verder, hy sê ons kan ook in die gees dank. Aan die ander woorde, ons kan ook dankie sê in die gees. 1 Korintiërs 14:16. Hy sê anders as jy met jou gees dank. Aan die ander woorde, as jy in tale dankie sê, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. So met ander woorde, as jy sou in 'n geselskap bid, of moontlik in die gemeente 'n openings of 'n sluitgebed bid, of by die sel voorgaan, of by die biduur voorgaan in gebed, en jy wil vir die Here dankie sê, doen dit in jou taal, jou Afrikaans of jou Engels, of watter taal jy ook al magtig is, en gebruik dit, sodat die wat luisteraars dankie kan, saam met jou dankie kan sê, of kan saamstem met jou in die gebed. Maar as jy in tale begin 'n dankie sê, verstaan niemand wat jy sê nie. En ek is dan 'n onkundige, en kan nie saam met jou stem in die gebed nie, want ek verstaan jou nie. So, daar is 'n plek en 'n tyd ook om dan in die gees te dank. As ek dankie sê, dan doen ek dit in my binnekamer, of waar ek alleen besig is met die Here. Want u sien, dis nie nou vir die publiek nie, dis nie nou vir die gemeente nie, ek is besig met God. Nou vra mense my, hoekom sal ek so wil dank? Wel, my antwoord is net, my taal is heeltemal te min, om vir God dankie te sê vir al sy seëninge, en al sy liefde, en alles wat hy vir my doen. En daarom vra ek die Heilige Gees, om namens my dan in te tree, met onuitspreeklike sigtinge voor God, om dankie te sê, vir alles wat hy vir my gedoen het. Dan tweedens, wanneer jy in 'n taal spreek, praat jy direk met God. 1 Korintiërs 14:2 sê Paulus, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Ek noem dit my privaat rooi lyn. Met ander woorde, wanneer ek in tale begin bid, dan verstaan niemand dit nie, en die duiwel verstaan dit nie, en ek verstaan dit ook nie. Maar in my gees is ek besig om in tale te bid, en direk met God te praat. Wanneer jy in tale bid, sê die woord van die Here, spreek jy verborgenhede. Hy sê, niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek jy verborgenhede. Jy weet glad nie wat jy bid nie. Die Heilige Gees is besig om te bid en God dankie te sê, God te loof. Die Heilige Gees kan jou gebruik om selfs vir een of ander situasie, of vir een of ander persoon, of selfs vir 'n gemeente of 'n pastoor iewers te bid. Ek kan vir u baie stories daarvan vertel, hoe dat God ingetree het vir mense, deur iemand wat besig was om in tale te bid, om God te verheerlik. So, jy spreek verborgenhede, want die Heilige Gees, weer eens soos ek net nou gesê het, bid nie ek, my, ons, me, my, I nie. Hy bid die wil van God. En die Heilige Gees tree vir ons in, volgens die wil van God. Romeine 8:26, hy sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Ons kan nou baie debatteer oor die onuitspreeklike sigtinge, maar die feit van die saak is dit, dat die Heilige Gees besig is om te praat met God. Nou, die volgende versie is baie belangrik, en dit is namelijk vers 27 van Romeine 8. Luister wat sê hy daar, hy sê, en hy, dit is nou God, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy, dis nou die Heilige Gees, ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wat ek so pas gesê het, is dat die Heilige Gees bid die wil van die Here. Ons, wanneer ons bid, kom met ons pleidooie, baie keer met 'n gesaanik, dikwels met 'n gemurmureer en 'n gekla voor God. Die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees bid die wil van God. En daarom, wanneer ek dan oorslaan en aangaan in daardie taal, is ek besig om die wil van God te bid.
En as die Heilige Gees besig om deur my God se wil te bid. Die Heilige Gees bid wat God wil hê, nie ek wil hê nie. En daarom het ons probleme partykeer, want u sien, ek wil graag hierdie ding hê, of ek wil graag daardie ding hê. En daarom gaan dit dan oor my omstandigheid, my werk, my besigheid, my posisie. Die Heilige Gees tree in volgens God se wil, en partymal is God se wil nee. Ek het by vorige geleenthede dit ook al gesê. God se wil is somtyds nee, en dan moet ek en jy dit aanvaar as die wil van die Here. Dat God in hierdie saak nie nou gaan antwoord gee, of wil antwoord gee, of 'n oplossing wil gee nie. Want, somtyds laat God toe, dat een ding verbygaan, sodat hy iets groters vir jou in die toekoms kan doen. Jy sien, ons kan nie môre sien nie, ons kan nie volgende week of volgende maand, of volgende jaar sien nie, maar God sien die groter prentjie. Hy sien die groter prentjie, en hy weet, as hy nou toelaat, dat dit met jou gebeur, gaan jy nooit uitkom by dit wat hy eintlik wil hê, met jou moet gebeur nie. En daarom, kom ons wees tevrede, as God dan nie antwoord op die gebed nie, of God sê vir ons nee op daardie gebed, dan dank ek die Here nogtans, want hy is in beheer, hy weet die beste, en verder langs die pad af, kom God dalk met 'n baie groter seën, as wat ons kon gebid, of gedink het. Nou, wanneer jy in tale bid, sê die woord van die Here, stig jy jouself, 1 Korintiërs 14 vers 4, hy sê, hy wat in 'n taal bid, hy stig homself. Met ander woorde, die woordjie stig kom van die Griekse woord af, oikodomeo. Oikodomeo is 'n saamgestelde woord, hy bestaan uit 2 woorde, wat huisbou beteken. Dit beteken letterlik, as jy dit moet lees, 'n huisbouer, of anders gestel, 'n bouer van 'n huis. Dit is wat daardie woordjie stig beteken, ek stig myself. Met ander woorde, ek is nou besig om te bou aan my geestelike huis. Onthou, ek is gees, siel en liggaam, soos ek gesê het. My liggaam bou ek met die kos wat ek eet, met liggaamsoefeninge, en as ek na die gimnasium toe gaan met gewigte, bou ek aan my liggaam 'n gesonde liggaam. My verstand bou ek met lering en studies. My gees bou ek met gebed en die woord van God en alles wat geestelik is. En die Heilige Gees verkoop en versterk jou siel wanneer jy dan in tale bid. Dit bou jou gees en versterk jou om te groei tot 'n volwasse man, sodat my gees gesag kan neem oor my verstand en my liggaam. Jy sien, die probleem is dit, as jy 'n swak bidder is en 'n swak Bybelstudiepersoon is, het jy swak geloof. En as jy swak geloof het, dan het jy ook nie oorwinning oor jou liggaam nie. Dan heers hierdie ou verstand van jou, ek noem dit sommer altyd my ou dating box, dan heers hierdie verstand en hierdie liggaam heers oor jou gees. Maar as jy jou geestelike huis bou, as jy jou geestelik stig met God se woord, geestelik opbou met jou gebedslewe, geestelik opbou met die onderlinge byeenkomste, dan word jou gees uiteindelik so sterk, dat hy die verstand en die liggaam heeltemal oorheers. En dat hy dikteer en nie die liggaam nie. Galasiërs 2:20 skryf Paulus, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek is met Christus gekruisig, sê Paulus. En daarom is dit so noodsaaklik, dat ek en jy, deur die Gees, hierdie ou liggaam, elke dag sal kruisig. En deur dan baie in tale te bid, is ek besig om my geestelike huis te bou, is ek besig om myself te stig, besig om my te verkoop in die Here. Galasiërs 5:24 gaan Paulus voort en hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En kruisiging is nie maklik nie. Dit beteken aflegging. Dit beteken heiligmaking. Dit beteken ek moet die welliste van hierdie vlees en hierdie liggaam moet ek kruisig. En ek moet toelaat dat God se Gees in my werk. Ek moet dit wat my oë sien en die begeerlikheid van die hart en die grootsheid van die lewe, moet ek begin kruisig in die naam van die Here.
Want my oë kyk na die verkeerde goed, my verstand dink die verkeerde dinge, en my liggaam wil al die pad net agter die verkeerde aanloop. Dit is geweldig interessant as 'n mens die goed begin bestudeer, en sien, hoe groot stryd jy eintlik met jou liggaam en met jou verstand het. So pas weer met iemand gesels op pad hier na die ateljee toe, oor hierdie presiese ding. Die duiwel wil jou uithaal, die duiwel wil jou platslaan, en wat doen hy? Hy val jou liggaam aan, en hy val jou gedagtes aan. Maar jy moet jou gees sterk maak. Paulus gaan voort in Galasiërs 5:25, hy sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Met ander woorde, my lewenswandel moet dan beginne word, van ek opstaan in die môre, tot ek gaan slaap in die aand, 'n wandel in die gees. Ek moet begin om te doen wat God se woord sê. Is dit altyd moontlik? Nee, ons is mense. Onthou, ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou kinders van God. Maar wat as ek weer sondig? Dan is ek 'n ongehoorsame kind van God. As ek struikel, wat doen ek? Ek staan dadelik op. Ek bly nie lê daar waar ek geval het. En daar lê ek nou en huil en skreeu en wag tot iemand my kom optel nie. Nee, ek staan dadelik op en ek gaan voorwaarts. Ek groei na volwassenheid. Ek begin gesag neem oor die dinge van hierdie liggaam. Ek begin gesag neem oor die dinge van my verstand, vanuit my gees. En luister nou wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 13. Hy sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, God wil hê dat ek en jy nie babietjies moet bly nie. Ons moet begin vaste spyse eet. Dit wat ek nou besig is om te doen, om u lering te gee uit die woord van God. Ek is besig om jou te voed met vaste spyse. Daar's baie van u wat nou kyk, wat nie alles verstaan wat ek sê nie. Dikwels bel mense my na afloop van so 'n aanbieding en sê, ek het dit nie verstaan of ek het dat nie verstaan nie. Dan beveel ek hulle maar aan om die Bybel te gaan lees of om my boekie te kry 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees, waarin ek alles baie duidelikheid uitsit met die skrifte. En ek is besig om jou nou te voed met vaste spyse. Maar jy kan dit nog nie inneem nie. Jy's as babietjie is jy nou nog eintlik op geestelike proneutro. Jy is nog besig om sagte pappies te eet. Jy is nog besig om sagte kossies. Jy kan nog nie die vleis verteer nie. Moenie bekommer nie. Iemand het jare gelede vir my gesê, dit was 'n vroue evangelis, terwyl sy goed verduidelik het, ek het nie verstaan nie. Toe sê sy vir my, Monty, don't worry, just put it on the shelf. And at the right time, God will reveal it to you. En dit is nou al bykans 20 jaar later. En van tyd tot tyd het daar goed oor my pad gekom. Dan sê ek vir my vrou, weet jy wat? Dis wat Kay vir my gesê het. Ek het dit daai tyd nie verstaan nie, nou verstaan ek dit. So, as jy nie alles verstaan wat ek vir jou nou sê nie, moenie bekommerd wees nie. Jy gaan geestelik groei en jy gaan daarby uitkom en ek wil aanbeveel dat jy die CD sal kry en daarna sal luister of die DVD's sodat jy kan groei. Soos Paulus sê dat ons kan kom tot die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus in ons lewe. Nou, wanneer ek in tale bid, word Jesus verheerlik. Jesus se naam word groot gemaak. Johannes 16:13 sê hy vir ons self in sy eie woorde, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. So met ander woorde, wanneer ek in daardie taal bid, is Jesus besig om verheerlik te word. En is die Heilige Gees besig ook om Jesus op te lig. Ek verstaan nie wat ek bid nie, ek verstaan nie wat ek sê nie, maar alles gaan om Jesus. It's all about Jesus. So, die spreuke of bid in tale is nie maar sommer net 'n gebrabbel of 'n onsinnige klompie klanke wat mense maak nie. Want baie maak dit sommer af, ag, dis sommer 'n gebrabbel. Luister, dit het diep geestelike betekenis en waarde. Moenie dit sommer net afmaak nie. Jy kan net nou dalk sondig teen die Heilige Gees. Dit het dieper waarde. Om af te sluit wil ek net weer die vraag herhaal. Tot watter nut is die talespraak in my daaglikse verhouding met God? Kom ons kyk. Wanneer jy in tale bid, dan bid jou gees. Mens is gees, siel en liggaam. Jou gees is besig om te bid.
Gees het nie 'n mond, asem of 'n tong nie. Jou tong, jou mond, jou asem is die kanaal waardeur die Heilige Gees deur jou gees bid. Ons kan in die gees bid, ons kan in die gees sing, ons kan ook in die gees dankie sê. Wanneer jy in daardie tale spreek of bid, praat jy direk met God. Ek sê dis my rooi lyn, praat direk met God. Ek is besig om verborgenhede te spreek, ek verstaan dit nie. Maar Paulus sê, as ek in daardie tale bid, dis nou in my binnekamer, besig om met God te praat, selfs in my motor of waar ek alleen is, dan is ek besig om myself te stig, ek is besig om my geestelike huis op te bou, en die Heilige Gees is ook besig om Jesus te verheerlik. So ek wil jou aanmoedig om jou taal te beoefen, elke dag van jou lewe. Wanneer jy 'n geleentheid kry, bid in daardie taal. Al verstaan jy nie 'n woord wat jy sê nie, jy hoef nie te verstaan nie. Hy sê niemand verstaan nie, net God verstaan dit, 1 Korintiërs 14:2. Maar weet jy wat? Dit sal dien tot jou voordeel. Dit sal dien tot jou geestelike groei. Dit sal dien tot die stigting van jou gees en die versterking van jou gees. So gebruik daardie taal en word versterk in die Here. Mag die Here u ryklik seën terwyl u bid in daardie wonderlike taal. As jy dit nog nie ontvang het nie, dors daarna en kontak my gerus. Kom ons bid saam. Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om hom te eer en hom te dien en sy seun Jesus te verheerlik. Amen. Mag die Here u baie ryklik seën en luister gerus na ons uitsendings op die ander tye, Dinsdae aande 7:00, Woensdae middags 4:00, Donderdae oggende 10:30 en Vrydae oggende 8:30. Baie dankie.